Het jy al die vraag gevra, maar waar is God in my lewe? Hoekom gebeur hierdie dinge? Hoekom ervaar ek dit? Ek het dan gebid, ek het die bloed van die lam oor my, ek het dan sy aangesig gesoek, en nou gebeur hierdie dinge, en nou het ek teëspoed in my lewe. So waar is God in my lewe? Jy het dit al gesê? En ek weet, daar is mense wat vandag na hierdie uitsending kyk, en na my stem luister wat het al wel gesê het, en ek het ook al baie keer in my lewe gewonder, maar hoekom gebeur hierdie dinge? Hoekom gebeur hierdie teëspoed met my? Ek is dan sy kind. Ek is dan die geseënde en die gesalfde van die lewende God. Maar baie keer mis ons die plan en die doel van Vader Jahwe in ons lewe. Weet jy wat, in ons moeilikste omstandighede is hy daar om sy krag aan ons te kom openbaar. Wanneer ek swak is hy sterk. Halleluja! So ek wil gou 'n woord met jou deel op hierdie pragtige Vrydagmôre. Jy's ingeskakel by Herbou en is 'n voorreg om met jou te kan gesels. En ek wil met jou deel uit die woord uit die boek van Romeine, hoofstuk 8 vers 28. Ek is seker jy ken hierdie, jy kan dit kwoteer, maar luister wat sê die woord. Hy sê, en ons weet dat vir hulle wat Elohim liefhet, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Halleluja! Weet jy wat het ek al ervaar in my lewe? Die geluk by die ongeluk. Die geluk by die ongeluk. Ok, maar hoe werk dit? Jy sê, want Vader weet waarmee hy besig is. Want ons as mens hou partykeer vas aan dinge, ons hou partykeer vas aan situasies en omstandighede, en die enigste manier hoe Vader dit uit ons lewe uit kan kry, want ons wil nie die besluit maak om te los nie, dan moet Vader dit partykeer uit ons hand uitruk. So dis nie te sê dat God nie daar is nie. Dis nie te sê dat Vader nie in jou lewe is nie. Maar baie keer ervaar ons omstandighede en ons dink, o hemel, dis nou weer die duiwel wat los is en hoe gebeur dit? Maar ek het mos nou gebid en ek het die bloed gepleit oor my lewe en nou gebeur hierdie goed in my lewe. Jy sien, dit wat Vader mee besig is baie ver en hoër as wat ons ooit kan dink of bid of vra. Ons gedagtes kan dit nooit indink nie. Ons gedagtes kan dit nooit bepeins nie, want ek en jy het nie die gedagte van die lewende God nie. Maar hy sê dit so mooi, hy sê en ons weet dat vir hulle wat Elohim liefhet. Het jy hom lief? Het jy hom lief? Ek het hom lief met 'n ewige liefde en die wat Elohim liefhet, alles ten goeie meewerk. Alles ten goeie meewerk. Ja, maar ek het nou teëspoed in my lewe. Ek dis dalk vir 'n korte duur. Dis dalk vir 'n seisoen. Dis dalk om sekere goed te bewerkstellig in jou lewe. En daar's dinge in my lewe is daar al weggevat en daar's goed wat gebeur het in my lewe wat ek gedink het, o hemel, dis 'n ramp. En as ek terugkyk daarna, dan dink ek, okay, maar dit moes gebeur. Want as dit nie gebeur het nie, was ek nie vandag hier waar ek vandag is nie. Dan was ek nie vandag waar ek is nie. En baie keer gebeur daar dinge in ons lewe om ons net weer te bring na die aangesig van Skepper lewende God. Want is daar enige iets wat met jou kan gebeur, wat ooit die liefde wat Yeshua vir jou het, kan wegvat? Nee. En weet jy, dit moet dieselfde wees teenoor ons vir die lewende God. Dit moet presies dieselfde wees. So daar moet niks in hierdie lewe wees wat my liefde teenoor hom kan beïnvloed nie. Al gaan ek deur moeilike omstandighede, al gebeur daar dinge in my lewe, al wonder ek partykeer, maar waar is God in my lewe? Al wonder ek partykeer. Maar daar moet niks wees in my lewe wat ooit kan gebeur, wat my kan wegvat van sy liefde nie, want net so, daar is niks wat met my kan gebeur, wat sy liefde ooit kan wegvat teenoor my nie. Nooit nie. Dis hoekom skryf Paulus in Romeine 8 vanaf vers 31, hy sê, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As Elohim vir ons is, wie kan teen ons wees? Wie kan teen ons wees? As Elohim vir ons is, wie kan teen ons wees? So, met ander woorde, die lewende God is vir ons. Hy is nie teen ons nie, hy is vir ons. En baie keer vir hom om sekere goed te bewerkstellig in ons lewe, gaan daar goed gebeur.
Daar gaan goed gebeur. Nou kom hy in vers 35, hy sê, wie sal ons skei van die liefde van Yeshua? Wie sal ons skei van die liefde van Yeshua? En nou noem hy 17 dinge, wat alles eksterne faktore is, wat ons nooit kan skei van die liefde van die Messias nie. Nooit nie. En ek wil ek vir jou baie duidelik maak, ek wil dit by jou los vandag, dat niks wat van buite af ons beïnvloed, kan ons ooit wegvat van die liefde van die Messias nie. Daar's niks wat met jou kan gebeur, wat ooit die liefde van Yeshua, jou verlosser en saligmaker, ooit in twyfel kan bring nie. Niks. Niks nie. Het ek al moeilike tye gehad? Verseker. Het ek al gewonder, is hy lief vir my? Ja, ek het dit al gewonder. Was daar enigstens 'n bewys in my lewe dat hy my nie lief gehad het nie? Glad nie. Glad nie. Ek het geweet dat ek is sy kind. Ek het geweet hy het my lief. Ek het geweet dat alles sal ten goeie meewerk vir die wat na sy voorneme geroep is. En ek wil jou vandag bemoedig met hierdie woord hier by Herbou, dat jy sal weet dat daar is niks wat in jou lewe kan gebeur waarvan hy nie bewus is. So jy het nooit nodig om te sê, maar waar is God in my lewe nie? Kan ek vir jou sê, waar is hy? Hy's by jou elke liewe dag. Hy's eintlik saam met jou in die omstandigheid. Hy's saam met jou in jou situasie. Hy's saam met jou in jou toestand. En as jy net vir 'n oomblik net kan stil word in sy teenwoordigheid en sy naam kan aanroep, dan sal jy agterkom, maar hy's daar. Hy's met jou, want hy is die God wat jou liefhet. Hy is die God wat alles ten goeie sal meewerk vir die wat na sy voorneme geroep is. En ek wil jou seën vandag met hierdie woord, want jy is geroep deur die lewende God. Jy behoort aan hom. En daar is niks en niemand wat jou ooit uit sy hand uit sal ruk nie. Wie sal ons skei van die liefde van Messias? Niemand nie. En niks nie. Geen buiteaspekte, geen uiterlike faktore sal my ooit kan beïnvloed nie. Ja, maar Rian, jy verstaan nie waardeur ek gaan nie. Jy loop nie in my skoene nie. Jy het nie die rekeninge wat ek moet betaal nie. En ek verstaan dit. Maar mense, julle loop ook nie in my skoene nie. Julle ervaar ook nie wat ek ervaar en beleef nie. Julle het nie die kopsere en die situasies wat ek beleef nie. En ek wil vandag jou bemoedig, ten spyte wat ek ervaar, ten spyte van wat jy ervaar, ek wil jou vandag bemoedig, dat die lewende God is daar, elke dag met jou. So jy het nooit nodig om te sê, maar waar is God nie? Jy het nooit nodig om uit te roep, maar is die lewende God nog in my lewe nie? Hy is daar. Hy is daar. Hy sal alles ten goeie meewerk vir die wat na sy voorneme geroep is. So ek wil jou seën met hierdie woord. Mag jy vandag bemoedig wees. So hou vas en roep uit en verklaar en hou aan bid. Yeshua gee tog die gelykenis en hy sê dat ek gee hierdie gelykenis sodat jy nie moet moedeloos word en ophou bid nie. So moenie ophou bid nie, want gebed werk. En stry hard en staan vas, want Vader kyk na jou deursettingsvermoë en jou deursettingsvermoë is wat vir jou die oorwinning gaan gee. Halleluja. Nou ja, van my kant af, Rian Abri, dit is altyd 'n voorreg om met jou te gesels. En mag jy geseënd wees op hierdie Vrydag en dat jy net sy liefde, sy teenwoordigheid sal ervaar. Halleluja. Nou ja, van my kant af, wees geseënd. Tot volgende keer. Shalom.